Vriende, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus Christus ons Here. Baie welkom vanmôre by ons Sondag erediens van Uit die Woord digitaal. Ja, Kersfees is om die draai en in hierdie tyd van die jaar is ons so bevoorreg om die geboorte van Jesus Christus te kan vier. En vanmôre se boodskap gaan ons ook daarbey aansluit en ek glo dat die Heilige Gees ons almal se harte sal open om na God se woord te luister. Hier by Uit die Woord digitaal gaan ons ook op Kersdag 'n Kersdiens uitsaai en jy's baie welkom om daarbey in te skakel. Jy's ook welkom om in te skakel by ons daaglikse oordeenkings wat ons elke dag gratis uitstuur op al ons WhatsApp groepe. Om daarvan deel te kan word, kan jy net vir ons jou naam en jou selfoonnommer stuur na die nommer hier op die skerm en ons sal vir jou byvoeg. Ons wil vanmôre baie dankie sê vir elkeen wat ons kanaal finansiëel ondersteun. Jou skenking en jou donasie maak dit vir ons moontlik om die evangelie met alle mense te deel, om diens van barmhartigheid te doen aan mense in baie groot nood, maar ook om Bybels aan te koop en om bejaarde sorg te kan doen. Baie dankie vir jou skenking en donasie. Ons waardeer dit ongelooflik. Nou liewe vriende, op hierdie pragtige môre kan ek en jy stil word rondom die woord van die Here en my bede is dat die Here ook vir jou persoonlik vanmôre sal aanraak, sal leiding gee en jou in die geloof te versterk dat jy net nog meer vir Jesus kan lewe. Kom ons word stil voor die Here en ons bid eers saam. Vader, baie dankie vir hierdie pragtige oggend wat ons uit genade uit u hand ontvang. Vir die voorreg, Here, om u kinders te wees en om u te aanbid as ons Here, ons God en ons koning. Dankie dat u ons baie liefhet en dat u u seun na hierdie wêreld toe gestuur het. Dankie dat u ook deur die Bybel u self aan ons kom openbaar en vir ons kom leer wat u wil vir ons lewe is. Maak nou ons harte oop, Here, dat ons kan luister na u woord, kan gaan doen wat u van ons vra en dat ons lewens u kan verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons praat vanmôre saam oor die tema: waarom vier ons Kersfees? Met die klem op Kersfees. Daar is so baie teorieë oor hierdie tipe benaming, Kersfees. Baie mense sê dit kom van die Rooms-Katolieke af en is 'n fees oor die kerse en dit het niks met Jesus te doen nie en ons is besig om te dwaal wanneer ons Kersfees vier. Maar dan openbaar jy juis jou eie onkunde oor hierdie woord, Kersfees. Want hierdie woord Kersfees is 'n Nederlandse woord wat uit die vroeë Middel-Nederlande ontwikkel het en wat deel geword het van Afrikaans. Want onthou, ons almal kom ook van Nederland of Frankryk en dit was ons stamvaders gewees. Ja, Afrikaans het ontwikkel uit Nederlands. In die vorige eeu het ons voorvaders nog Nederlands gepraat en Nederlands geskryf en was die Bybel ook in Nederlands beskikbaar. Later van tyd het Afrikaans begin ontwikkel en in 1925 is dit natuurlik erken as 'n amptelike taal. Nou liewe vriende, die woord Kersfees kom uit Nederland en dit kom van die woord Kerst wat Christus beteken. Kerstdag was Christus se dag. Kerstfees was Christusfees. Kersfees het niks met 'n fees vir kerse te doen of enigiets met Rooms-Katolieke kerk te doen nie. Dit dui op Christus. En dit is 'n woord wat oor eeue ontwikkel het en oorgedra is in die Afrikaanse taal, naamlik Kersfees. So wanneer ek en jy Kersfees vier, is dit niks anders as 'n Christusfees nie. Nou liewe vriende, Kersfees moet deel wees van ons families, want dit is 'n Christusfees. Christus moet sentraal staan. Dit is immers waaroor Kersfees gaan, naamlik oor die geboorte van Jesus Christus. Nou waar kom al die kersbome dan vandaan en Kersvader vandaan en die uitruil van geskenke?
Hierdie dinge, liewe vriende, is baie later bygevoeg deur die wêreld. Kersbome kom in die laat 1800s, het dit eers ontwikkel en het dit versprei oor Europa en is baie later eers in Suid-Afrika ingebring. Die uitruil van geskenke sien ons die eerste keer plaasvind in die 17de eeu. Kersvader is sommer 'n uitvindsel wat uitgedink is in die vroeë 20ste eeu. En dit het die wêreld gebruik om die ware Christusfees te infiltreer, om daaraan 'n wêreldse kleur te gee. Natuurlik kan jy liggies laat brand en Kersgeskenke vir mekaar gee, maar ons hooffokus moet wees Jesus wat gebore is. Moenie dat jou hele Kersfees oor Kersvader en die Kersboom gaan nie. Dan is jou fokus verkeerd. Jou hooffokus is Jesus. En as ek en jy in hierdie Kersfeestyd wat voorlê, deel van ons families Kersfees vier, moet ons fokus Jesus wees. Hoekom? Kom ons gaan vanmôre saam lees uit die woord van die Here 'n pragtige gedeelte uit die boek van Jesaja. En hierdie is 'n profesie wat in vervulling gegaan het met die geboorte van Jesus Christus in Bethlehem. Ons gaan lees Jesaja 9 vers 5 en 6. Vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Liewe vriende, Kersfees gaan oor Jesus Christus. 'n Seun is vir ons gebore. 'n Verlosser het gekom vir die wêreld. Die Messias wat verwag is en wat reeds in die Ou Testamentiese tyd verwag is, in soveel voorspellings vir ons gegee is. Daardie voorspellings en profesieë het in vervulling gegaan met die geboorte van Jesus Christus. Hier kom Jesaja so pragtig en sê, hy is vir ons gegee, 'n seun is aan ons gegee, en hy sal heers. Maar dan kom hy so pragtig en sê vir ons wat presies hy kom doen het en wie hierdie seun is. Hy's 'n wonderbare raadsman, iemand wat al die wysheid het. Hy is inderdaad wonderbaar, hy's die seun van God. Hy is ook magtige God, want hy's deel van die drie-eenheid. En God die Vader het hom gestuur. Die Heilige Gees het natuurlik ook oor Maria gekom, sodat sy Jesus Christus in die wêreld kon bring. Hy is 'n ewige Vader. Jesus Christus het nie eers begin ontstaan die dag met sy geboorte nie. Hy was altyd daar. Hy was deel van die drie-eenheid. Hy was van ewigheid tot ewigheid, was hy reeds daar. Hy is ook vredevors. Hy bring vrede na hierdie wêreld. Hy bring vrede in mense se harte en in mense se lewens. En sy heerskappy sal uitgebrei word nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die heelal en in mense se harte en lewens. Inderdaad gaan Kersfees oor Christus. Dit is 'n Christusfees. En wanneer ons saam Kersfees vier as families, dan moet ons dit saam doen rondom Christus. En ons harte moet jubelend wees en ons moet die Here loof en prys vir Jesus ons verlosser wat gebore is. Hy's die koning van die konings, hy's die Here van die Here, hy's 'n wonderbare raadsman, hy's 'n sterke God, 'n ewige Vader, 'n vredevors. Hy is die Messias wat so lank verwag is en wat nou gebore is. Ons vier die geboorte van Jesus Christus. Daarom is Kersfees 'n Christusfees. As jy hierdie Kersfeestyd klaar heerlik saam met jou familie geëet het, kom saam by mekaar, maak die woord van die Here oop, lees die Kersgebeure, hoe Jesus Christus gebore is, wat daar gebeur het, vertel dit vir jou kinders, deel die wonderboodskap met Kersfees, bid saam as 'n familie, sing Kersfeesliedere saam uit dankbaarheid teenoor die Here
en gee aan Jesus die hulde en die eer. Dan is ons besig om Kersfees op die regte wyse te vier. Maar wanneer Kersfees vir jou en jou kinders net gaan oor Kersvader, mooi liggies en die Kersboom, dan mis jy die hele doel van Kersfees. Ek en jy moet Kersfees met die regte gesindheid vier, met 'n liefde vir Jesus, met hulde wat ons aan hom bring, met toegewydheid, met dankbaarheid. Ons moet lof sing tot die eer van sy naam en ons dank aan ons hemelse Vader bring vir Jesus Christus wat vir ons gebore is. Ja, Kersfees is 'n wonderlike tyd van die jaar en Christene is so dankbaar oor hierdie tyd. Maar laat Jesus vir ons wees, die Seun van God wat vir ons gebore is. Die magtige Vader, die wonderbare Raadsman, die ewige Vredevors en uiteindelik sal hy jou lewe so kan verander en kan vernuwe, dat jou lewe hom elke dag kan verheerlik. Jesus Christus is nie maar sommer net iets wat uitgedink is deur iemand nie. Hy is inderdaad die Seun van God. Die Bybel kom leer dit vir ons. Ons glo die woord van God. Ons maak dit deel van ons lewe. Kersfees is 'n Christusfees. Kom ons plaas ons fokus op Jesus hierdie jaar en elke dag en ons lewe vir Jesus, ons koning, ons verlosser en hy wat gekom het om vrede in ons lewe en in hierdie wêreld te bring. Uit dankbaarheid moet ons vandag en elke dag en in die besonder op Kersdag alle lof en eer aan ons hemelse Vader bring, dat hy sy seun na hierdie wêreld toe gestuur het, om vir sondaar mense 'n pad na die hemel toe te kom open en 'n verskil in ons lewens te kom maak. Kom ons glo in Jesus Christus en ons vier hierdie jaar 'n Christusfees en bring aan hom die hulde en eer vir wie hy is. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons so wonderlike boodskap vandag kon hoor uit u woord. Ja, in hierdie Kersfeestyd wil ons dit 'n Christusfees maak. En ons wil ons en ons families aan u kom toewy. Dankie vir u liefde wat oneindig is. En dat u Jesus Christus na hierdie wêreld toe gestuur het. Hy is inderdaad 'n wonderbare Raadsman, 'n magtige God, 'n ewige Vader en 'n Vredevors, 'n Seun van God wat vir ons gebore is. Ons glo in hom en ons wil vir hom leef elke dag. Help ons deur u woord en gees om dit te doen. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, dankie dat u vanmôre ingeskakel het. Mag die Here vir u seën. Kom ons vier hierdie jaar 'n Christusfees tot sy eer en as die Here wil sien ons mekaar weer op Kersdag. 'n Mooi dag vir jou.